sy, kaptein. Ons nuwe sterkruiser SK Woltemade. Ons jongste bewapende ruimtetuig. Wat sê jy daarvan? Dit lyk goed, professor. Enige uitsonderlike kenmerke? Dit sal jy nou sien. Wat op aarde daarvan geword? Vernietig. Gedisintegreer. Daarvoor het ons nuwe laserwapen gesorg. Ongelooflik. Wat is sy trefkrag? Dit bly 'n geheim, maar dit kan ek jou sê. Die krokons het niks wat daarmee vergelyk kan word nie. Maar hoe lank sal ons so geheimdig kan hou? As die krokons daarvan te hore kom dan? Ja, is iets wat my ook pla. Onderdaal, het jy hierdie plek veilig bewaak terwyl ek weg was? Niemand het hier ingekom tydens u afwesigheid nie, uw hoogheid. U het nie daarin geslaag om die aardmacht te verslaan nie, uw hoogheid. Ek het u gewaarsku dat het nie maklik sou gaan nie. Hulle het ons gedwing om uit hulle sonnestelsel pad te gee. Hulle het ons basisse aangeval en my gevange geneem. Die aardmense is slim, majesteit. Volgende keer sal hulle nie so gelukkig wees nie. Ons het planne om hulle maan te vernietig. En dan sal die aardmense in ons mag wees. Die plan sal nie slaag nie. Hulle het 'n nuwe wapen ontwerp wat ons magte sal vernietig. Beter as ons. Hulle het 'n nuwe tuig en 'n nuwe wapen. Krokon het niks wat met die Woltemade kan meeding nie. Dit weet ons, maar nie veel meer nie. Gorman, moontlik sal hy my hierdie keer nie in die steek laat nie. Maak my ruimtetuig gereed. Ek het nog nooit die krokons se spionagenetwerk onderskat nie. Op die oog af is ons nie nou in vyandelikhede gewikkel nie, maar ons weet en hulle ook dat die koue oorlog voortduur. Wat die ontwikkeling van die wapentuig betref, moet ons voorbly. So nie sal hulle die mensdom vernietig. Wat plan nog, professor? Prins Karnati onder andere. Maar hy is toch weer terug op Krokon. Ja, ek weet. Ek wonder net watter slinkse planne hy nou weer beraam. Prins Karnati. Wat 'n aangename verrassing. Drankie? Ek drink nie jou gif nie. Jy is gelukkig om te lief. Ek moes jou vernietig het na die laaste ongeluk op Proxima. Ek het julle ry op 'n skinkbord aan julle gegee. Is dit my skuld dat julle hom laat wegkom het? Delarey sal later vernietig word. Maar nou, 'n ander dringende saak. Jou oorlewing sal van jou samewerking afhang. Het dit dalk hiermee te doen? Dit is baie meer gevorderd as enigiets wat Krokon het. Ons moet dit hê. Jy, Gorman, moet dit vir ons kry. Moet? Dis 'n uitvinding van die aardmense. My eie mense. Wat is jou prys? Hoeveel? Minerale regte op sekere planete wat deur Krokon beheer word. Ek het dit hier. Hoe het jy geweet? Daar's min dinge wat Gorman nie weet nie. En ek het reeds 'n plan uitgewerk. Kyk hierna. Dit is die deel van die sterrestelsel P14, waar die nuwe ruimtetuig SK Woltemade nou proefvlugte uitvoer. Op pad terug aarde toe, moet hulle binne die aantrekkingskrag van hierdie ster Solar 10 beweeg. In daardie stadium sal die rekenaarstelsel in die Woltemade ontklaar raak. En die tuig sal dan onbeheerbaar op die son afpyl. Die ruimteskip sal vernietig word. Nee, jy sal om hierdie planeet wendel. Jy sal aan die ruimtetuig op sleep toe neem, terugneem Krokon toe en die wapen daar op jou gemak bestudeer. Wat van die Woltemade se bemanning? Dink jy hulle sal sommer net so oorgee? Hulle sal teen daardie tyd almal dood wees, of ten minste bewusteloos. Daarvoor sal die hitte van die ster sorg soos hulle nader beweeg.
Die rekenaarstelsel sal ook buite werking wees, in die geval dat die verkoelingsstelsel ook nie sal werk nie. Goed. Jammer, de la Rey sal nie daar wees nie. Maar hy sal wees. 'n Boodskap van die professor. Wat sê hy? Jy moet binne 2 dae by sterkruiser Voltemade in sterrestelsel P14 aansluit. Jy sal onmiddellik moet vertrek, kaptein de la Rey. Maar hoekom? Ek verstaan nie. Jy moet nuwe bevele vir Voltemade se gesagvoerder neem. Ja, maar hoekom nie die kommunikasiestelsel gebruik nie? Ons is bang die Krokons luister in. Die opdragte is hoogs vertroulik. Hier is dit. Dankie. Waar is Adam? Hy is by die professor. Voel glo nie te lekker nie. Ek gaan kyk. Wat maak hier Adam, professor? Hoe ernstig is dit? Hy het koors. Sy pols is te vinnig. Lyk vir my na marskoors. Daar's niks fout met my nie. Het 'n bietjie koorsig. Môreoggend is ek weer piekfyn. Ja, nee, luitenant, dis hospitaal toe met jou. Sonder behandeling kan dinge dalk lol. Jy sal die sending maar alleen moet aanpak, Bucks. Ja, dit het ek al agtergekom. Ek sal regkom. Maar dit gaan eensaam wees sonder jou, maat. Switchies nou moet gebeur. Enige verandering van plan, kaptein? Ja, Adam kom nie meer saam nie. Ek sal alleen moet regkom. Kaptein, ek dink jy moet dit oorweeg om my saam te neem. Wat? Ja, in die plek van luitenant Puis. Dit sal vir my maklik wees om sy funksies oor te neem. Ek sal net my navigasierekenaar moet verstel. Pakkie, jy's van jou rekenaar af. Kaptein, ek sal selfs in staat wees om die beheer van die ruimtetuig oor te neem terwyl jy rus. My elektroniese geheue bevat al die inligting wat benodig word. Baie dankie vir die aanbod, Pakkie. Maar ek dink Ek dink nie jy behoort hierdie reis alleen aan te pak nie. ek sal regkom, dankie. Pakkie, jou plek is hier by hoofkwartier. Jammer, maar jy bly tuis. Oh. Hallo Hans. Wanneer het julle hierdie voertuig aangekoop? 'n paar minute gelede, kaptein. Hy vervang die een wat jy op Proxima verloor het. Verloor? Krook ons dom die lug aangeblaas. Nou, maar die lyk goed. Dit is 'n nuwe model, hè? Wie het hom ontwerp en vervaardig? 'n Gorman ingenieurswerke, kaptein. Dis werklik 'n mooi eyster die. Ja, mooi prys ook as ek vir Gorman ken. Reg, laat hy maar. Ek styg oor 'n paar minute op. Goed, kaptein. Niks om gelei te word. Nee, hierdie keer ry ek leeg. Het jy ons posisie nagegaan? Excellentie, ons is nou in die Solar 10 sonnestelsel. Ons is nou naby die planeet Tertius. Plaas die ruimtetuig in 'n wentelbaan om Tertius. En dan, uw hoogheid, Dan wag ons. Impala 1 aan basis. Ek is gereed om te vertrek. Jy het toestemming om te vertrek. Oor en uit. Nee, skep die kaptein. Dis net ek. Pakkie, wat 'n duiwel maak jy hier? Hulle het my per ongeluk in een van die stoorkiste in die gang toegesluit, kaptein. Per ongeluk? Snert man. Jy weet dat word van masjiene wat weier om bevele te gehoorsaam. Hulle word op die rommelwerf gegooi. Kaptein, asseblief, ek is nie 'n masjien nie. Ek is 'n BRR, 'n bewegende rekenaarrobot. Graad 1. Maar jy het gaan benul van die probleme wat dit gaan veroorsaak nie. Behoort jou in die ruimte uit te gooi. Dit sou 'n ernstige vermorsing van geld wees, kaptein. Moet ek nie maar liewers ons koers nagaan nie. Dis ook maar goed ek het saamgekom. Ons is effe van koers af. So ja, dis beter. Dis nou interessant, weet kaptein. Ek wou nog altyd so 'n reis onderneem het. Ek wil hê jy moet voortdurend tred hou met die bewegings van ruimtetuie in die sonnestelsel.
En maak seker dat ons magnetiese sleeptoue 100% is. Die sleeptoue, u hoogheid. Beplan u om 'n ruimtetuig op sleeptou te neem? Moenie onnoosele vrae vra nie. Doen dit net. Onmiddellik, my prins. Aardruimtetuig Impala 1. Dit is kommandeur Pinaar op SK Woltemade wat praat. Identifiseer asseblief. Kaptein de la Rey hier, kommandeur. Identifikasiekode RSA 1652. Versoek toestemming om te land. Dankie, kaptein. U het toestemming om te land. Ons word beveel om ons proefvlugte te staak en dadelik terug te keer aarde toe. Kaptein, is daar alweer gerugte van oorlog? Dinge moet ernstig wees om jou persoonlik hierin te stuur. Ja, kommandeur, dinge lyk onrustig. Die Krokons het skielik baie aktief begin raak, tot in die verste uithoeke van die sterrestelsel. Wel, hulle sal ons nie pla nie. Hierdie ruimtetuig is onoorwinnelik. Niks kan ons vernietig nie. Al in die 20ste eeu dieselfde gesê van 'n passasiersskip wat op die see gevaar het, kommandeur. Die Titanic. En die skip het op sy eerste seereis gesink. Op die see. En aardig. Die mens was daar die tyd al baie primitief. In elk geval, Delery, jy sal natuurlik saam met ons terugreis aarde toe. Jy sal vinniger saam met ons daar aankom. Jy en jou... Ja, wat is hy presies, kaptein, hè? Navigator, kommandeur. 'n bewegende rekenaarrobot. Werklik? Nou ja, maak julle maar thuis. Kom ons kyk hoe ver jou kennis strek, Bikkie. Waar is ons nou? Maklik, kaptein. Ons is nou in die sonnestelsel Solar 10. Daar voor ons sien ons die son, wat natuurlijk die middelpunt van die sonnestelsel is. Hierdie son is kleiner as ons eie son, maar baie ouer en daarop baie meer saamgepers. Dit het ook 'n hoër aantrekkingskrag as ons eie son. 3,87 om presies te wees. Ek is van mening dat ons baie verder van Solar 10 verby moet beweeg. Maar dit is net my eie mening. My navigator, dink jy is te naby aan Solar 10, kommandeur. Die ruimtetuig mag moontlik vir sy bemanning 'n braaipan word. Nie met hierdie krag nie, kaptein. Solar 10 het wel 'n swaar aantrekkingsveld, maar die Woltemade se motore sal dit kan weerstaan. Ons moet in elk geval nou van koers verander. Kom, laat ek jou wys.
beslis nie 'n etensklok wat lui nie, Delery. Ons sentrale beheerstelsel is daarmee een. En ons kan nie van koers verander nie. Dit is 'n ramp. Ek is bevrees ons het min tyd voordat Solar 10 se aantrekkingskrag hierdie skip in 'n bakhond gaan omskep. Hoeveel tyd het ons? 6 uur. Wat in daardie tyd sal almal aan boord reeds dood wees. Ons verkoelingsstelsel werk ook nie. Dis ons enigste kans, kommandeur. Ek moet toelaat dat ek die funksies van die sentrale beheerstelsel behartig. Nee, die stelsel is te ingewikkeld. Wag, gee hom kans, kommandeur. Ons moet hom net by die beheerpaneel inprop. Nou, jy is seker reg. Ons het geen ander uitweg nie. Nou goed, ga voort. Nes ek gedink het. Dat is te veel vir hom. Ek skakel maar alles af. Het help nie. Karnati van Krokon hier. Ek sien julle is in die moeilikheid. Ek gaan julle probeer wegsleep. Dit moes ek geweet het. Geen antwoord van hulle af nie, u hoogheid. Goed. Korman het sy belofte nagekom. Neem die tuig op sleep toe. Maar wees versigtig. Die aardskip is groot. Doen dit versigtig. En hou die lyne styf. Die kabel is vas, u hoogheid. Wel gedaan. Beweeg nou stadig terug na Tertius. Daar sal ons die ruimtetuig so 'n bietjie van nader bekyk. Wat gaan ons dan met die Voltemade maak? Ons gee dit terug aan die aardmense. Nadat ons hulle geheime uitgevind het. Hulle behoort dankbaar te wees dat ons hulle ruimtetuig gered het, al is die bemanning dood. So ja, nog so 'n enkie en ons is uit Tertius se gevaarsone uit. Ek wonder hoe dit met die Voltemade se bemanning gaan. As ons nog van 'n bemanning kan praat. Staak die motore voordat ons na gewone krag oorgaan. Stadig, kaptein. Rus eers so 'n bietjie. Bucky, hoe het jy reggekom? My outomatiese hersteleenheid het gelukkig ongedeerd daarvan afgekom, kaptein. Prins Karnati is besig om ons weg te sleep van Solar 10 af. Ons moet dadelik met herstelwerk begin. Ons moet daardie fout opspoor. Dan moet ons wegkom van Karnati af. Ja, kaptein. Ons is nou buite die aantrekkingsveld van Solar 10. Kom nou, almal aan die werk, manne. Saboteer.
Nou. Nou weet ons ook wat gebeur het. Soekie skare kerels. Ek het 'n afspraak met Karnati. Solank ek net buite daai kroeg se gesigsveld kan bly, dan sal my nou sien as ek klaar praat. Nog net so klein enkie. Ek is amper daar, kommandeur. So ja, hier is ons nou. Jy moet versigtig wees, Bucks. Die goed kan gevaarlik wees. Ek is gereed, kommandeur. As een van die goed eers los is, sal die ander een self losbreek. Genigtig. Nou is dit klaar, praat dit om. Kan niemand iets doen nie? Ek weet is weer daardie vervlikste dillery. Die aardskip is nog buite werking. Hulle kan hom nie help nie. Ons gaan haal hom. Julle moet wikkel met daai fout, manne. Bucks se lewe is op die spel. Karnati het nou agtergekom wat gebeur het. Kerels, julle moet daai fout vinnig opspoor. Verfliks, waarvoor wag jy? Maak gou! Kan jy my hoor, kaptein? Ek hoor jou, Bucky. Dankie, man. Kaptein, ek is nie 'n bot nie. Ek weet, Bucky, ek weet. Kry my nou asseblief terug by die sterkruiser. Ek is besig daarmee, kaptein. Is jy nie bly ek het saamgekom nie? Ek staties, Bucky, ek staties. Maar het jy opgemerk dat Karnati op pad is na ons toe? Nie meer ver nie, dan het ons hom. Ek het die fout, kommandeur. Ons is nou weer operasioneel. Daar sê. Mooi so, kerels. Nou was dit vir Bucks en Bucky die kloue van hy skurkrat. Wees gereed vir aksie. Wapentuig gereed. Karnati, ons wapens is op jou gerug. Ek beveel jou dadelik om koers te verander. Ek herhaal. Verander dadelik van koers en verlaat die gebied. Onmiddellik. Verstaan jy? Sal ek hulle verontagsaam, uw hoogheid? Moenie besimpeld wees nie. Hulle kan ons in 'n oogwink vernietig. Ons moet hulle gehoorsaam. Verander koers. Aardskip, ons verstaan. Maar ons wou net help. Ons begryp nie julle vyandigheid nie. Dankie, Prins Karnati. Ons het 'n saboteur aan boord gehad. Ek kan op die oomblik niks waag nie. Saboteur? Wie was hy? Ons weet nie. Hy's dood. Maar gelukkig vir jou was hy nie 'n krokon nie. Sien jy nou, kaptein? As dit nie vir my was nie, was jy nou? Ja, Bucky, ja, jy was wonderlik. Ek weet jy het my lewe gered. Jy hoef nie so in te vryf nie.